Daar is iets wat ons moet aanspreek. By hersenskudding is daar nie enkele toets wat onweerlegbaar kan sê hierdie speler het dit beslis nie. Maar nog belangriker, daar is ook nie 'n toets wat kan verklaar dat brein volkome herstel het nie. Die diagnose berus op kliniese beoordeling, terugkeer na spelgeskied volgens 'n wagtyd en stappe, nie volgens finale bewys nie. Dit geld vir professionele sport, dit geld vir skoolsport, dit geld vir elke kontaksport. Van laerskool tot loftes bly die vraag dieselfde. Hoe weet ons wanneer 'n speler reg is om terug te keer na die veld? Vandag praat ek met Dr. Gerard Vosloo, 'n ervare sportdokter en praktiserende huisdokter by Monument Medical Practice. Met sy passie vir sport en algemene gesondheid fokus hy daarop om pasiënte holisties te behandel en te help om op hul beste te funksioneer. Of dit nou in die alledaagse lewe is of op die sportveld. Ons praat vandag eerlik, rou en reguit. Welkom Gerard. So wat ek jou eerste wil vra, kom ons begin by die begin. Wat is hersenskudding? So hersenskudding is 'n funksionele uitval van jou brein. So as gevolg van 'n chemiese wanbalans en 'n elektriese wanbalans het jy 'n brein wat nie werk soos wat hy moet nie. Die skanderings en scans is gewoonlik normaal en dit is waar die probleem rondom die situasie ontaard. Kan ons daai net so bietjie vereenvoudig vir my en dan natuurlik vir van die kykers wat nie daai hogere boys eye taal kan verstaan nie? Absoluut. Mag ek ietsie sê oor my boys eye Asseblief. denkenis? Ietsie waarop ek baie trots is. Asseblief. Ek het nie 'n heads up gekry in my Engelse taal oor die affie-trein nie. Op 'n volgende kuier sal daar definitief 'n boys eye trein wees. Ek sien verskriklik uit. Om dit te vereenvoudig, jou brein is 'n ontsettende ingewikkelde masjien. En as jy enigstens 'n wanbalans in hom kry as gevolg van hierdie goed, hy werk nie soos hy moet nie. Jy dink stadiger, jou simptome is daar en dit keer jou om normaal te funksioneer as gevolg van trauma wat op jou brein gebeur het. Is daar 'n enkele toets wat vir jou kan wys of jou hersenskudding opgedoen het en wanneer hersenskudding, die diagnose vir wanneer dit hersenskudding die lyf verlaat het? Die maklike antwoord op dit is nee, daar is nie. En ek dink dit is wat ons bring by die gesprek. So, die vraag handel rondom die diagnose van konkussie, wat ongelukkig 'n groot deel subjektiwiteit betrokke het. Jy moet jou simptome kan rapporteer en net op daai punt is daar mense wat simptome dalk sal wegsteek en ander mense wat simptome dalk sal opmaak vir verskillende redes aan die kante. So ons het lank gewerk aan navorsing en is nog steeds in ontwikkeling vir bloedtoetse rondom konkussie, verskillende skanderings wat gedoen kan word op hierdie stadium. Dit is 'n kliniese indruk van jou dokter om die diagnose te maak. In jou persoonlike hoedanigheid, hoe diagnoseer jy? Wat is jou stappe wat jy volg? So in die sportwêreld, die evolusie van konkussie en die bestuur daarvan is nou al deur 'n klomp dinge. So ons het in die land of in die wêreld 'n Sports Concussion International Group wat elke 5 tot 6 jaar sit hulle en aan die einde van daai kongres stel hulle 'n concession statement vry om te sê hier's waar ons staan rondom die diagnose en die behandeling en die bestuur van konkussie. Hulle het dit vir ons baie makliker al gemaak oor tyd deur die vrystelling van 'n klomp vasgestelde dokumente om sekere areas te dek wat die diagnose van konkussie dan sal, jy weet, it will cover your bases, soos die boys eye wil sê. Ja. Daar's 'n groot deel, soos ek sê, simptomatiese dinge wat jy na moet kyk, en die rapportering daarvan. Daar's graderings daarvan. Jy sê tipies vir die ou op 'n skaal van 0 tot 6, hoe erg is jou kopseer, hoe erg is jou naarheid. Die probleem met konkussie is geen konkussie lyk dieselfde nie. Selfs in dieselfde ou wat 2 keer in 2 jaar 'n konkussie kry, hulle gaan waarskynlik heeltemal anders lyk. Daar's verskillende simptoomsfeers waarvan ons praat waar dit kan gebeur. So fisiese simptome is maklik. Het jy kopseer, is jy naar, is jy duiselig? Dis 'n maklike ding. Die emosionele riekalm is 100% subjektief. En meeste van die tyd, die ou wat dit moet rapporteer, besef nie eers hy tree anders op as wat hy doen nie. Jy weet, en dit is dan waar die ouers of die spanmaats of die res dan betrokke raak. Die derde ding is die kognitiewe riekalm en daarvoor het ons 'n regtig mooi vasgestelde paar toetsies wat ons met die ouens doen, nommers wat jy moet onthou en dan op 'n later stadium weer onthou. En dan is daar 'n deel van die goed wat baie mense van vergeet en dit is die slaap wat geaffekteer word. So baie mense met 'n konkussie slaap geweldig baie meer as wat hulle noodwendig sou en dan kry ouens wat sukkel om aan die slaap te raak. So daar's 'n klomp dinge wat in ag geneem moet word op 'n saamgestelde dokument wat die dokter dan help om 'n kliniese besluit te neem en te sê dit is of dit is nie 'n konkussie nie. Al skil die wind uit jou seile uit. Jy kan soos 'n koggelmander op sy klip gaan sit terwyl Afriskuld vir die bobbejaan agter die bult gaan haal. As jy voel dit is tyd om skouer aan die wiel te sit en ontslae te raak van lastige skuldeisers, is Afriskuld
dalk die opsie vir jou. As jou persoonlike lenings, kredietkaarte, klererekening of selfs jou voertuig en huislening jou slapelose nag te gee, is AfriSkuld gereed om vir jou 'n gratis, verpligtingvrye kwotasie aan mekaar te sit. Moet jy skuld maak om skuld te betaal? Stres jy oor skuld? Wonder jy hoe jy deur die maand gaan kom? Konsolideer met AfriSkuld en kry een bekostigbare premie vir al jou skuld en betaal onmiddellik minder. Om uit te vind hoeveel minder jy elke maand aan skuld hoef te betaal, besoek AfriSkuld se webtuiste afriskuld.co.za. Nou om terug te kom na die professionele kant van sport toe. Hoe weet jy wanneer 'n speler eerlik is oor hulle hersenskudding of hulle konkussie soos wat jy dit nou op die rehabilitasie van dit? Ek dink die groot ding daar is daar's 'n klomp goeters wat 'n rol speel. So in die professionele era, ek dink daar's geweldig druk op spelers om hulle plek in die span te behou. Daar's 'n klomp jong manne wat baie honger is om ook in daai posisie te speel. So daar's altyd maar 'n bietjie druk van die speler se kant af om sy posisie te probeer behou. Aan die ander kant sal jy wel kry dat daar dalk 'n wedstryd is wat nie so belangrik is nie en die speler trek 'n bietjie swaar en het 'n bietjie rustyd nodig en kan dan ekstra simptome rapporteer. Jy weet, in hierdie subjektiwiteit rondom die storie is onomkombaar. Dit is ietsie wat mense altyd sal kry. Ek dink in die professionele veld wat jy makliker sal kry is ouens wat probeer nie die diagnose kry nie om wel te speel in die semifinaal of die finaal. Dit is 'n realiteit, dit is ietsie. Ek dink die kruks van daai situasie is as 'n mens die speler kan laat verstaan dat jou gesondheid en jou langtermyn veiligheid hierso op die spel is, dan kry 'n mens gewoonlik redelik goeie samewerking van die ouens af. So jy sal sê die onus op rehabilitasie lê ook baie op selfrapportering, soos wat jy nou in eie reg ook gesê het. Absoluut. So kyk, as ons begin praat oor rehabilitasie weer eens, daar's 'n klomp vasgestelde riglyne in terme van hoe lank dit behoort te vat vir iemand om te kan terugkeer na die ding toe. Daar is weer eens subjektiwiteit van rapportering daar, maar wat ons gesien het in die laaste 10 tot 12 jaar wat ek nou betrokke was by die sport, is dat as gevolg van die inligting wat nou vrylik beskikbaar is, het mense begin besef, jy weet wat die erns van hierdie situasie is en die akkurate rapportering van simptome. Dink jy 'n atleet kan doelbewus sy simptome of minimaliseer? Daar's twee kante van daai storie en ek dink, jy weet, jy gaan 'n verskillende groepie ouens kry of dit nou op skoolvlak en of dit op professionele vlak is. Wat ons baie keer kry, jy weet aan die professionele kant is 'n ou wat probeer op die veld bly. Daar is sekere goed, veral op die subjektiewe rapportering wat 'n ou kan sê nee, ek het nie kopseer nie, maar sy kop wil bars. As ons by die kognitiewe toetsingsareas kom waar jy nou, jy weet, 'n string nommers moet onthou of so. Dit is nie ietsie wat jy gaan kan wegsteek nie. Jy weet, jy gaan daai nommers nie kan onthou as jy ernstige konkussie het nie. Dis wat dit is. Aan die ander kant van daai is wat ons baie op die skoolvlak sien is as Janie nie geswat het vir sy toets Vrydag nie, is dit bitter maklik om dan te sê ek het naait, ek het jy weet konkussie simptome en hy steek dit dan weg. Die goeie deel aan die veiligheidskant is as 'n ou simptome rapporteer wat nie daar is nie en jy boek hom af. Die enigste slegte of nagevolg wat daarvan kan kom is die ouetjie se punte of sy toets wat hy mis. Maar as 'n ou dit reg kry om simptome weg te steek, gaan jy dalk toelaat dat so 'n ou op die veld gaan waar daar 'n bedreiging van gesondheid en veiligheid is. En dis die groot ding. So dokters wat ek oplei en saam mee werk is uitdruklik gesê, maak seker jy tel die simptome op wat dalk nie gegee word nie. As hy vir jou 'n klomp simptome gee wat nie daar is nie, jy gaan nog steeds ten opsigte van sy veiligheid kan optree later. As hy 'n toets mis, hy gaan nie iets erg oorkom nie. As hy speel en hy het konkussie, is daar baie groot risiko betrokke. So daar kan oordryf word. Absolutely 100%. En veral op 'n professionele vlak. So jy sê daar is geleenthede vir sulke goeders. Definitief. Ek dink met die huidige stand van professionele sport op die oomblik en die verskillende unies, die verskillende lande, die verskillende klubs wat 'n ou aan rapporteer. Ek dink die las op die gemiddelde professionele atleet nou is groot. Jy weet en ek dink daar's definitief geleentheid daar vir 'n pasiënt of 'n speler om te sê ek het hierdie simptome want hy dalk 'n bietjie rus nodig. En dan wie dra die finale verantwoordelikheid om terug te keer? Die finale verantwoordelikheid sal altyd stop by die dokter. Ek dink op hierdie stadium, nie dat ek 'n dokter is wat defensive medicine praktiseer soos wat ouens sê nie, maar jy is die ou wat op die einde van die dag die risiko gaan dra en die aanspreeklikheid gaan dra om 'n ou terug op die veld te sit. In die skoolera en in daai pasiëntpopulasie is daar altyd ouers betrokke. So wat die tipiese ding sal wees is ek as dokter is gemaklik die kind terugkeer tot op die veld. As jy nog nie gemaklik is nie en ons wil langer wag,
100% daar's geen probleem daar nie. Of dit is nie die regte tyd vir jou kind om terug te keer nie, sou die ouer dan wil gaan en teen mediese raad optree, sal daar dan verdere aanspreeklikheid aan die ouers se kant toe gaan. Is daar sal jy sê daar's 'n bietjie spanning tussen die mediese wêreld en dan die wedstrydverpligtinge? Absoluut, ek dink dit is 'n ding wat lig op die onderwerp nodig het. Ek sal nie noodwendig sê daar's spanning tussen die mediese wêreld en terugkeer op die veld nie, maar die ongelooflike druk waar selfs kinders op skoolvlak nou is om terug te keer tot die veld is ietsie wat bespreek moet word en ek dink deel van die gesprek is vir hoekom ons hier is. Die moeilikheid van die situasie is solank as wat 'n afrigter op skoolvlak se werk afhang van wen. Die KPIs of Key Performance Indicators wat ons van hulle verwag. Solank as wat daai wen is jou kind eintlik maar net 'n doel tot 'n einde om die afrigter se werk te behou. En dit is 'n ontsettende sensitiewe topic. Ontsettende sensitiewe onderwerp om oor te praat. Ja. Dit is nie 'n aantuiging van enigiemand se kant af om te sê dat die intensie lê aan die afrigter se kant om die kind vinniger terug op die veld te kry nie. Dit is nie 'n afrigtingsprobleem nie, dit is 'n sisteem of 'n stelselprobleem as gevolg van hierdie aanhoudende gejaag na wen en gejaag na performance. Moet kopbesering sê moet dit deur 'n onafhanklike dokter gediagnoseer word? Dit is 'n etiese pie in the sky, jy weet, antwoord om te gee. As 'n mens na die praktiese implikasie van hierdie dink, vir elke span wat wel 'n spandokter het, daai ou is daar vir 'n rede om die behandeling en die algemene gesondheid van sy span te handhaaf. Om 'n onafhanklike ou van die buitekant af in te kry om daai jy weet besluit te neem is net prakties nie doenbaar nie en dis op professionele vlak. Op skoolvlak, veral laerskoolvlak, om die heeltyd onafhanklike dokters te kry om die jy weet verskillende besluite te neem is net fisies nie prakties, jy weet ietsie wat 'n realiteit is op die oomblik nie. So 'n mediese dokter is 'n mediese dokter of hy nou onafhanklik is of nie. Daai ou het etiese riglyne om by te bly en meeste van ons glo dat ons by daai riglyne kan bly sonder dat daar clouding of judgment gebeur in daai geval. Nou, wat ek by jou wil weet Gerard, hoe verskil koptrauma op 'n brein wat nog besig is om te ontwikkel van 'n kind en dan op 'n volwasse brein? Absoluut, daar's 'n groot verskil. So en dit het met die evolusie van die mediese veld ook verander. So aanvanklik het hulle gedink, jy weet 'n pediatriese of 'n kinderbrein is klaar ontwikkel teen die ouderdom van 18. Ons is vir 'n lang tyd nou al op die punt om te sê tot op 21 is jou brein nog nie 100% ontwikkel nie en die neurologiese studies nou begin bewys dat tot op 25 is jou brein nog nie 100% ontwikkel nie. Nou die situasie wat ontaard tussen 'n pediatriese brein en 'n normale brein gaan oor myelinisasie. Dis nou 'n baie lang woord. Die boeise antwoord is myelinization. So waarop dit neerkom is, dis soos 'n elektriese kabel. Aan die binnekant is die koper waar die krag nou deurvloei en aan die buitekant is daar 'n beskermende rubber omhulsel om daai kabel. Dit is so 'n senuwee lyk. En die myelinisasie op 'n kind se brein is nog nie ontwikkel en daar nie. So hy's ontsettend meer vatbaar vir trauma. So 'n kinderbrein is 'n brein wat ons met baie versigtigheid hanteer en as dit 'n week of 'n 2 of 'n 3 langer vat, die veiligheid van die kind ten alle tye is wat moet belangrik wees. Nou, so daar's 'n langer tydsduur vir genesing nodig op 'n kind as op 'n volwassene, sal jy sê. Absoluut. Die antwoord op dit is nie noodwendig onopwonde ja, dit gaan langer vat nie, maar oor die algemeen definitief sien ons dat 'n ontwikkelende brein vat langer en dit gaan nie net oor die besluit om veiliger te wees nie, maar as gevolg van die ontwikkelings wat besig is om te gebeur. En wat sou jy sê op so 'n kind, wat is die risiko van 'n tweede impak? Kyk, ek dink dis iets wat baie belangrik is om oor te praat. So weer eens, as ons praat oor die evolusie van konkussie, aanvanklik was die second impact syndrome waar hulle gepraat het, ietsie wat 'n baie erge gevreesde situasie was. Dis nie dat dit weggegaan het of nooit daar was nie. Ons besef net nou dat die insidensie daarvan is minder of laer as wat ons gedink het. My opinie is dis omdat ons saam met die veld beweeg het en versigtiger is nou met hierdie goed. Maar die punt van die second impact syndrome kom neer op as jou brein trauma ervaar het, is hy vatbaar vir verdere trauma. Second impact syndrome se definisie is dis 'n brein wat trauma ervaar het en 'n tweede impak daarna kry. En wat dan gebeur is die Engelse term is malignant cerebral edema, waar daai brein begin swel en jy kry dit nie gestop nie, wat dan tot katastrofiese eindes kan eindig. So dis die second impact. Maar dis wat ek nou eintlik oor wonder. So op 'n kort tydperk van koptrauma, as mense dit so kan noem, impak op die brein. Hoeveel houe kan 'n brein, sal jy sê, ontwikkelende brein hanteer in 'n kort tydperk, sê nou maar 'n seisoen van rugby of wat ook al, enige kontaksport?
Kyk, ek dink dit is 'n antwoord wat niemand op hierdie stadium vir 'n ou sal kan gee nie, maar ons wat in die veld werk het 'n paar riglyne vir onsself nou al neergesit in terme van wanneer gaan jy as dokter bereid wees om vir die ouer te sê ek dink nie is nou meer 'n goeie tyd om of hierdie jaar rugby te speel nie, of soos ons nou met ons Springbok spelers se geskiedenis gesien het, dan 'n einde van jou loopbaan besluit moet maak om te sê hierso het nou te veel konkussies gebeur. So daar's 'n paar dinge wat belangrik is. Ek bly by die riglyn as jy op skoolvlak 'n tweede konkussie in dieselfde jaar of in dieselfde seisoen kry, dan call ons hom vir die jaar. Dit is trauma vir die kind. Ek dink vir elke laaitie wat 'n A-span kaptein is, dit is op daai stadium in sy lewe die belangrikste ding wat daar is vir hom. Jy weet, en dit is vir hom ongelooflik erg om dan te moet uitsit vir daai jaar. Maar as 'n mens kyk na die langer termyn impak van hierdie goeters, dan is daar later aan 'n groot besef om te sê ek is dankbaar dat ek daar gesit en rus het. So my riglyne, tweede konkussie in dieselfde jaar, ons vat die jaar af en ons gee jou brein genoeg tyd om te herstel. Ja. As ons praat oor kumulatiewe konkussies in jou loopbaan, is dit waar dit nou moeilik raak, veral in die professionele era, want wat ons daarmee sit is ons sit met 'n besluit wat die persoon se vermoë om inkomste te verdryf gaan beëindig in sy sport, en dis waar ons gebruik maak van 'n multidissiplinêre span. So jy het verskillende mense wat in hierdie veld werk in hulle aspekte, fisioterapeute, arbeidsterapeute, neuroloë, neurochirurge, sportdokters, om 'n gesamentlike besluit te maak, inligting op die tafel te sit en te sê, in terme van wat ons het om op te gaan as in jou geskiedenis en hoe vinnig jy nou konkussies kry vorentoe. Want dis die ander aspek wat gebeur is dit raak 'n las vir die speler. Jy doen 'n normale rugby beweging soos om in 'n rak in te hardloop en te clean, en jy sit met 'n konkussie. So dit is wat ons sien op antwoording van jou vraag is, met 'n konkussie, jou risiko vir 'n volgende konkussie is hoër, punt 1, en die impak van die trauma wat nodig is om 'n konkussie te veroorsaak raak minder. En dis wanneer dit begin moeilik raak om vorentoe te gaan. Gerard, dis hoekom ek wil terugkom by ouers in die sin van hoe gereeld praat 'n hoërskool of laerskoolkind, hier van onder 13 af wat dinge 'n bietjie begin ernstig raak, jy weet. Hoe gereeld praat hulle simptome klein uit 'n vrees uit om nie te kan speel nie, om tevrede te stel by die huis. Ek dink dit is 'n groot ding en weer eens iets wat oor gepraat moet word. So van die vorige episode het ons lekker gehoor hoe jy gesels het met jou ma oor die druk wat op kinders geplaas word, en dis ongelukkig iets wat op 'n daaglikse basis in my spreekkamer is. In die laaste 10 jaar wat ek aktief was in hierdie veld, die druk wat in kinders, jy weet, wat op kinders geplaas word op 'n alledaagse basis, is net ongelooflik in terme van die verwagtinge wat gestel word op fisiese vlak, op emosionele vlak en op prestasievlak. So hoe meer 'n mens met hierdie kinders en met hierdie ouers werk, hoe meer begin 'n mens besef, en jy kan dadelik begin optel dat daar 'n onderliggende gevoel is, of van die kind se kant af, dat dis amper 'n cry for help, dat hierdie ruskans wat hy nou kan kry, vir hom iets is wat hy dalk sal nodig hê. Aan die ander kant kan jy baie vinnig agterkom dat hierdie persoon probeer wegsteek, want sy pa wil baie graag hy moet op die veld kom. Ja. So dis 'n onderliggende toon wat altyd daar is, en op daai stadium, jy weet, is dit ietsie wat 'n ou op 'n derde sintuig of 'n sixth sense gaan om te sê, jy tel hierdie onderliggende toon op, en ek bly altyd by my punt dat jy gaan nie skade doen deur 'n ou langer uit te hou ten opsigte van veiligheid teenoor om 'n ou vinniger op die veld terug te kry ten opsigte van verwagtinge nie. Maar daai het ook vir my 'n sneeubal effek wat lei na ander kondisies toe. Jy weet, jy begin dalk met 'n hersenskudding, jy weet, maar daai simptome, daai druk om terug te gaan, dit lei 'n kind, dit bly by hom by. 100%, en ek dink dit maak 'n tweede deel van die gesprek oop in terme van, as ons sê, wat is die langer termyn komplikasies van herhaaldelike breintrauma? Ja. So die studies is gepubliseer en dis daar, baie in die media. Ons het onlangs, weet ons van die Class Act wat in Amerika gebeur het rondom die NFL en breintrauma. Ek dink die fliek Concussion met Will Smith het groot awareness, geskep as gevolg van dit. En die Class Act in Amerika sê, as jy kan bewys dat jy op professionele vlak in Amerika, NFL, deelgeneem het, en daar is langtermynskade in terme van depressie, angs, kroniese kopseere en die CTE storie van Chronic Traumatic Encephalopathy. Selfs op nadoodse ondersoekvlak, as daar bewys kan word dat dit wel daar is en jy het professionele vlak NFL gespeel, is daar 'n uitbetaling wat jou kant toe kom. Nou, aan die een kant, dit was goed in die sin van daar's aanspreeklikheid bewys van sport en die res van die veld as gevolg van dit. Aan die ander kant plaas dit die res van die wêreld en
en ander sportsoorte op risiko. Want nou is daar blootstelling daar om te sê, goed, dit het in die NFL gebeur, so ons kan hierdie ding maklik deurtrek na rugby toe en die res van die sportsoorte wat breintrauma risiko is. Want daar's 'n klomp sporte wat ek dink 'n klomp mense nie besef, daar baie ernstige risiko vir breinbesering is nie. Byvoorbeeld, jy weet, ek dink almal weet van die NFL en sokker met die headering van die bal, maar perdry byvoorbeeld is 'n sport wat ongelooflike baie breinbeserings, sien in terme van dit. So langtermyn nagevolge, ernstige issues en dinge wat ons beter wil hanteer as ons vorentoe gaan. Ons so gepraat van die Amerikaanse, die NFL. Hulle dra daai ongelooflike die scrum caps. Werk die scrum caps of werk dit nie? Ja, Appel, ek dink dis 'n ding wat 'n Afrikaner baie trots in vind om te sê in rugby, ons het nie helmets en shoulder pads en die res van die dinge aan nie. Die scrum caps is 'n ding wat meeste van die tyd ongelukkige valse sin van waarheid skep, of veiligheid skep by iemand. Die waarde van 'n scrum caps is om die blomkool ore te keer. Dis waarop dit Dis hoekom neerkom. hy daar is. Daar's absoluut geen beskerming wat 'n scrum caps vir enigiemand bied ten opsigte van 'n breinbesering of konkussie nie. So daar het jy dit nou. As jy enigstens nie blomkoolore wil kry nie, dra scrum caps. Verder help hy vir niks anders nie. Watter gedragsveranderinge kan ouers en hulle kinders voor dop hou om te sien of hulle weer Ek okay dink is? dis 'n baie belangrike punt, want jy weet, uit gesprekke soos hierdie wil 'n ou tog gaan wegstap om te sê, goed, ek het dit nou gehoor, wat kan ek in my eie huishouding in plek sit ten opsigte van die veiligheid en die beskerming van my kind? Wanneer daar wel 'n kopbesering is, want daar's definitief nie 'n gevolgtrekking van my kind het sy kop gestamp, hy het definitief 'n konkussie nie. So ons praat altyd van die red flag signs of die danger signs of head injury. En dit is deur die bankie self nie net vir 'n konkussie nie. So as daar daadwerklik of as definitiewe persoonlikheidsveranderings gesien word in die kind. So jy weet jou kind reageer altyd op hierdie manier en daar's nou 'n definitiewe verandering. Is dit 'n rooi vlagteken? Die tweede ding is hoofpyn of kopseer wat nie reageer op normale standaarde pynmedikasie nie, is definitief 'n rooi vlag. Naarheid wat kan gebeur, so dit is definitief aanvaarbaar as jy 'n harde stamp op jou kop kry dat daar naarheid of braking kan gebeur. Dit is aanvaarbaar en normaal. Maar as dit nie reageer op normale behandeling daarna nie, is dit 'n moeilike ding. Die volgende ding is abnormale drowsiness, soos die boys aan man sal sê. En dit is nie 'n kind wat 'n kopstamp het en hy's moeg en hy wil gaan slaap nie, want in die ou dae het ons altyd gesê, konkussie gekry het, moenie laat die mens slaap nie, ons moet hulle altyd wakker maak en nie in 'n donker kamer nie. Daai is ietsie wat al lankal uit die pad uit is. Dis eintlik beter vir daai persoon om soveel as moontlik te slaap of so. Maar as jy in die middel van 'n gesprek met 'n kind is en daai kind raak in die slaap in die middel van die gesprek, is dit 'n ernstige gevaarteken om vooruit te kyk. En dan die laaste ding is stype. Jy weet, seizures of fitting. Dis 'n baie dramatiese ding om, jy weet, te sien en dis 'n obvious danger sign dat hier is iets ernstigs aan die gang en ons moet iets doen. Nou, Gerard, wanneer sal jy sê moet ouers die lyn namens die kind trek of die kind moet die lyn trek om te sê, hoorie, hy het nou net te veel impak gehad? Ek dink, jy weet, na aanleiding van ons vorige gesprek, ek dink dis belangrik om die veiligheid en die langtermyngevolge van die kind, jy weet, op harte te neem. Ek dink dis die belangrike ding. Ek praat baie keer in die spreekkamer oor die onder 13A kaptein, hy's hoofseun van die laerskool, gemiddeld van 93%. Oukie gaan na 'n groot sportskool toe en het 'n redelike sport rugby loopbaan daar. En teen die tyd wat daai kind in matriek is, sukkel hy om deur matriek te kom. En die dadelike konnotasie is rugby die kind, jy weet, dit het sy aandag afgetrek, hy het nie goed gedoen op skool of dis nou maar die dom rugby seun nie. Daai is as gevolg van breinskade. Want wat ons sien met konkussie is ook dat jy kry mikrotraumas of mikrokonkussies wat nie noodwendig uitspeel in simptome wat jy dadelik kan sien nie, maar wat onderliggend op 'n mikroskopiese vlak wel die skade het. Daai effek is kumulatief oor tyd en het dan sy effekte. So wat ek gewoonlik vir ouers sê is as jy begin agterkom daar's 'n verandering in jou kind se gedrag, 'n verandering in jou kind se punte, is dit ietsie wat 'n ou verdere, jy weet, ondersoeke moet instel. Jy kan wel dan gaan scans doen of so aan om enige vorm van iets, jy weet, substansie helemaal te staan en te sê ons kan veranderinge hier sien en dis 'n moeilike ding. Maar daai besluit is kollaboratief. Ons gebruik 'n multidissiplinêre span om riglyne te skep. Daar is nie 'n reël van as jy X hoeveelheid konkussies gehad het, is dit nou genoeg nie. Dit bestaan nie. Dis waar jou verhouding met jou dokter goed en belangrik is en jou verhouding met jou eie kind. Ja. Om te kan sê, seun, hierdie is nie in die beste belang van jou vorentoe nie. Nou, jy het nou 'n baie interessante statistiek genoem, toe ons gesels het. Toe vra ek vir wat dink jy vat dit
om 'n Springbok te word? Of om die beste van die beste te wees? Kyk, ek dink dit is 'n ding wat vir ons as Afrikaners en Suid-Afrikaners die hartsnoere tokkel in die sin van, jy weet, ek dink almal in hierdie land kan sê hulle is geweldig trots op die Springbokspan. Die gehardheid van die Springbokspan en die physicality, soos die Engelsman sal sê, is ietsie waarop Suid-Afrika baie trots is. Die vraag wat ek altyd aan mense stel is, om 'n geharde man daar te hê, wat dink jy vat dit? Hoeveel kinders het dit nie gemaak tot op daai punt met 'n gebreekte nek, met kroniese onderliggende probleme om daar te kom nie? En in die bedryf praat ons van om 'n 100 cap Springbok te hê, is daar 5 miljoen kinders wat elke Saterdag rugby speel in hierdie land om daai Springbok in daai span te hê, wat nog ons 'n kommerwekkende gedagte eintlik is. Ek dink ons kan die gesprek so klein bietjie oopmaak oor, ek dink daar's 'n onderliggende gevoel dat rugby is nie meer rugby deesdae nie. Ek dink met die laaste wêreldbeker en die veranderings aan die kop-aan-kop botsings, aan die tackle reël in terme van die hoogte van die tackle, is daar baie irritasie dink ek by die gemiddelde rugby kyker wat sê maar dit is nie meer dieselfde nie. As 'n mens kyk na die aanvang van die professionele era in 1995 en hoeveel daar verander het in lynstane en springery en die res van die dinge, rugby het nie noodwendig sagter geword nie, ek dink dit het slimmer geword. En die ding wat agter dit lê is die beskerming van die speler in die langtermyn en ek dink dis die ding wat in gedagte gehou moet word. Die feite is eenvoudig. Daar is nie 'n toets wat kan sê hierdie brein is nou 100% herstel nie. Daarom werk die stelsel met 'n wagtyd, 'n opvolg en 'n geleidelike terugkeer na die spel. Die besluit berus op beoordeling, eerlikheid en verantwoordelikheid. Dit geld op verloftes, dit geld vir laerskool, van laerskool tot loftes, bly die beginsel dieselfde. As daar twyfel is, moet veiligheid eers kom. Die appelkas is vir nou toe, eerlik, rou en reguit.